Goeiemôre gemeente, vir die wat ek nou nog nie môre gesê het nie. Welkom by ons erediens vanoggend. En vanoggend wil ons ook net regtig vir die Here dankie sê. Dis 'n dankbaarheidsdiens wat ons het vanoggend, om net ook vir Here dankie te sê vir wat hy in en deur ons as gemeente ook hier doen. En ons wil die Here se naam net groot maak. En dit is eintlik wat Psalm 100 ook sê. Psalm 100 sê dat, ek gaan dit net gou vir ons lees, is met dankbaarheid en lofprysing was in die teenwoordigheid van die Here kom. Ja, Psalm 100, 'n dankpsalm, juig tot eer van die Here almal op aarde. Dien die Here met blydskap, kom voor hom met gejubel. Erken dat die Here God is. Hy het ons gemaak en ons is syne. Ons is sy volk, sy eie kudde. Gaan sy poorte binne met dankliedere, sy tempel met lofsange, dank hom, prys sy naam, want die Here is goed, aan sy liefde is daar geen einde nie, sy trou duur van geslag tot geslag. Nee, dit is absoluut, die Here is met dankbaarheid, blydskap, wat ons in sy teenwoordigheid kom. En dit is wat ons ook vanoggend wil doen, om absoluut die Here te loof en te prys met blydskap en dankbaarheid. En die Here groet jou vanoggend met sy seën, genade, barmhartigheid en vrede, word ryklik geskenk van God ons Vader en ons Here Jesus Christus, deur die kragtige werking van die Heilige Gees. Amen. Kom maar sit. Vader, en ons nou gesing ook, nee, dan besef ons nader tot die heilige God, volmaak heilige God. En dadelik raak mens bewus van jou sondes ook. Maar dan staan op Psalm 103, wat Dawid sê, ek wil die Here loof met alles wat in my is. Ek wil sy heilige naam loof. Ek wil die Here loof en nie een van sy weldade vergeet nie. Dis hy wat al my sonde vergewe, wat my siekte genees, wat my red van die graf, en my met liefde en ontferming kroon, wat my die goeie in oorvloed laat geniet, my jeugdige krag van 'n arend skenk. En dan vers 8 ook, en verder, barmhartig en genadig is die Here, lankmoedig en vol liefde. Hy sal ons sonde nie bly toereken en vir ons ewig toornig bly nie. Hy handel met ons nie volgens ons sondes nie, vergeld ons nie van ons ongeregtighede nie. Want so groot as die afstand tussen die hemel en die aarde is, so groot is sy liefde vir die wat hom dien. So ver as die ooste van die wes af is, so ver verwyder hy ons oortredinge van ons af. Soos 'n vader hom ontferm oor sy kinders, so ontferm die Here hom oor die wat hom dien. En dit is die wonderlike voorreg wat ons het. As ons tot God nader wat 'n heilige God is, daar is ook vergifnis. En hy het die pad vir ons oopgemaak na hom toe, deur die bloed van Jesus. En nou ook kan ons dan ook onsself verootmoedig voor die Here, en weet ook, as jy opreg jou sondes voor die Here bely, hy vergewe jou, hy vat jou oortredinge so ver van jou weg, soos wat die ooste verwyder is van die weste, so jy kan dit nie meet nie. God vat dit net weg. Hy reinig jou volmaak met die bloed van Christus. Kom ons buig die hoofde voor ons dierbare Here. Ons hemelse Vader, Here, ons kom as gemeente voor U vandag. Here, en ja, ons sê dankie. Hier waar ons 'n dankbaarheidsfees vier. Here, U genade is so groot, dat ons as mens dit nie regtig kan verstaan nie. Here, ons het 'n herder hier, wat ons lei, Here, en wat ons in U naam oplei. Vader, maar ons is ook 'n gemeente wat omgee, en ons is salf vir genesing en bevryding. U het dit reeds aan ons bekend gemaak. Here, daarom bring ons vandag voor U Celeste se moeder, sy pa se vrou, Beth, wat haar heup gebreek het. Tannie Sari Skuman, wat 'n beroerte gehad het. Here, ons bring hulle voor U, maar ook die mense wat hulle ondersteun. Hulle het ook krag van U nodig. Here, en ons bid dat U daai krag sal gee. Vader, ons sê dankie vir Gert Prinsloo. Here, ons weet U het gebede verhoor. Vader, ons sit hier in 'n wêreld waar mense ons wil verlei en die valse waarheid aan ons wil toon. Here, soos met die Olimpiese spele nou,
Vader, ons vra dat U ons oë sal oopmaak, dat ons die waarheid sal sien. U waarheid sal sien. Here, ons bid vir die komende week, Here, dit maak geleenthede oop om U wonderlike nuus te versprei. Here, ons vra dat die Heilige Gees sal vooruitgaan en daai situasies onder ons pad bring en dat ons gehoorsaam sal wees en dat ons U goeie nuus aan die mense sal oordra. Vader, ons vra dat ons mikrogroepe, ons bid vir hulle. Here, dat daai verhoudings wat so opgebou is nou die afgelope 6 maande, Here, laat dit so versterk en dat dit sal uitbrei. Ek sien in my geestesoog 'n vuur, 'n veldvuur wat so versprei. Here, laat U woord soos 'n veldvuur deur die wêreld sal versprei. Here, dankie en help ons om gehoorsaam te wees aan U instruksies. En Here, ons vra dat U elke gemeentelid sal seën vir die week wat voorlê. En dan sê ons dankie vir die verjaarsdae. Here, ons bid seënwense oor elke gemeentelid wat verjaar toe vir die nuwe lewensjaar. En dit alles kan ons net vra uit die wonderlike naam van ons Jesus Christus. Amen. Ja, dis ekskuus oor my stem vanoggend. Dit klink seker nou nie baie vrolik en blydskap met so 'n grouwe stem nie, maar dan dink maar aan die seentjie sit ook in die kerk en hy kan nie stil sit nie en sy ma sê vir hom sit, trek hom. Later het sy hom fisies plat gedruk. Toe sê hy vir sy ma, ja, aan die buitekant sit ek, maar aan die binnekant staan ek. Nou, ek wil net vir julle sê, aan die buitekant klink my stem nie baie vrolik nie, maar aan die binnekant het ek dankbaarheid en blydskap. Goed, en Linda, dit is ook lekker om jou vanoggend hier te hê, baie welkom, ook so 'n vriendin van ons gemeente, Arnold se suster. Ek gaan vir ons 'n gedeelte lees, so 'n kort inleiding vir dankbaarheid, en dit is 1 Tessalonisense 5, vers 16 tot 18. En ek lees dit in 1983 vertaling. Wees altyd bly, bid gedurig, wees in alle omstandighede dankbaar, want dit is wat God in Christus Jesus van julle verwag. Ja, dit is ons dankbaarheidsfees vanoggend, en hier word baie duidelik gesê, ons moet regtig, ons lewens moet spreek van God se goedheid en sy genade in ons lewens. En mense moet ook kan sien in jou lewe, want ons het alle rede, Paulus gee hierso die opdrag nie net omdat jy moet dit nou maar net doen nie, ons het alle rede om blydskap en dankbaar te wees. Hoekom? In Christus natuurlik. In Christus het ons die ewige lewe. Nee, in Christus het ons vergifnis van sondes. En God is ons Vader. Jy het die ewige lewe. Nee, en God sê hy sal vir jou sorg. Nee, hy sê jou nooit verlaat of in die steek laat nie. Nee, daar is soveel genade van die Here, dat hy is in beheer van jou lewe. Nee, en hy voorsien. En wat ook al met jou lewe gebeur. Nee, sê God, dis nie buite sy vaderlike sorg nie. Romeine 8, vers 28 wat staan, God laat alles ten goeie meewerk vir die wat hom liefhet. Dis nie dat alles wat met jou gebeur goed is nie, nee, maar God draai dit om. Vir die wat hom lief is, draai die negatiewe omstandighede om, dat het vir jou ten goeie sal meewerk. En dit is wat ons ook weet, God kan enig ding omdraai, wat nou vir jou te veel lyk. Nee, maar my lewe is in sy hande. Ek het 'n Vader vir ewig, en niks kan my van God se liefde skei nie. Die liefde wat daar is in Christus. Ek het 'n Vader wat volmaak is. Nee, en wat almagtig is. My lewe is in sy hande. En jy weet, jy het die advertensie gesien ook van Gerko van Deventer, wat hier gaan kom sy getuienis lewer, wat vir 6 jaar deur Al-Qaeda gevange geneem is, en vir ruk aan 'n boom geketting was net daar in die woestyn en so. Nou, ek praat met hom vroeër die week, ons was saam in die weermag gewees, dis nou waar ek hom vandaan ken, daar by 7 met. En ek praat met hom, en hy getuig net, daar's niks wat hom mee bang maak nie. Hy is net bang vir niks. Want hy het selfs net beleef, daar in die woestyn waar hy 'n gevangene is,
hoe God in beheer is en hoe God voorsien het vir hom. So daar kan niks meer vir hom bang maak nie. En baie keer moet dit ook gebeur in ons lewens, dat jy eers alles moet verloor, voordat jy besef, maar God is genoeg. Dis al wat ek eintlik nodig het, is net God in my lewe. En ek dink dit is waaroor sy getuienis, en hou daai aand oop, nee, dis 18 September, daai Sondag aand, en nooi ook mense, vriende en familie, om na sy getuienis te kom luister. Weet daar waar jy niks het nie, maar jy het God. Hoeveel dit beteken. En dan, as ons nou sê, ons het alle rede om dankbaar te wees, nee, en blydskap te hê, dan bely ons ook in die Heidelbergse Katekismus, vraag en antwoord 116, dat gebed is die grootste deel van jou dankbaarheidslewe. Dis deur gebed wat jy jou dankbaarheid wys. Jy weet, 'n Christen wat nie bid nie, dit kom nie by mekaar uit nie. Jy weet, jy kan eintlik nie 'n Christen wees wat nie bid nie, of 'n dankbare Christen wat nie bid nie. Jy kan dalk baie dankbaar wees teenoor jou huweliksmaat, maar as jy nie jou dankbaarheid sê vir jou huweliksmaat, dit beteken dit nie veel nie. Nee, ons weet dit, jy moet dit uitspreek. En dieselfde ook met die Here ook. Nee, jy moet dit praat, jy moet vir hom sê, dis deur gebed wat jy jou blydskap uitspreek, wat jy sy genade reflekteer terug na God toe. Dis 'n gebed. Nee, dit is die grootste deel van ons dankbaarheidslewe. As daar gebed ontbreek, nee, dan maak dit nie sin om as 'n Christen nie. Ons dink ook aan ons lees daar in Lukas hoofstuk 17, die 10 melaatses, nee, wat Jesus genees het. En wat het daar gebeur, nee? Die 10 melaatses is genees, en dis net een Samaritaan wat omgedraai het, om te kom sê vir die Here, dankie. Nee, 10 is genees. 9 het nie teruggekom, dankie, net die Samaritaan het teruggekom. En dan sê Jesus vir hom, staan op en gaan huis toe, jou geloof het jou gered. So dankbaarheid, blydskap, gebed, nee, het te doen met jou redding. As jy gered is, sal jy dankbaar lewe voor die Here. Sal jy biddend, dankbaar blydskap hê. Nee, dit het te doen met jou redding. Die Here laat dit reën oor gelowiges en ongelowiges, maar almal word nie gered nie. Is die wat God se genade reflekteer in 'n dankbare biddende lewe. Ekskuus, is daar iets fout? Okay. Alright, en dan ons wil vandag dan ook ons dankbaarheid teenoor die Here uitspreek, hoe hy vir ons voorsien, vir ons as gemeente. Daar's 2 geleenthede wat ons het eintlik in die jaar, wat ons dankbaarheid wys. Hierso die Sondag voor Kersdag, gee ons geleentheid vir individuele se getuienisse, om met te kom getuig daarvan, van God se werke in jou lewe, en dan hier in die middel van die jaar, vir ons koöperatiewe dankbaarheid uitspreek, wat God in en deur bedienings doen hier in die gemeente. En so dit gaan nou meer hier vanoggend oor koöperatief. Maar nou laas Sondag het ek regtig ervaar in die preek dat laas Sondag tydens die erediens regtig beleef dat die Here is besig en wys iets vir Lennard. Maar dis nie net vir hom nie, dis ook vir ons as gemeente. En Lennard het laas Sondag nie reg gevoel om te praat nie, maar hy wil nou, hy het my vir ons gesê, hy wil gou ietsie sê. Dis reg, Lennard, dis geleentheid. Maar jy moet dalk sommer net hier staan. Okay. Ja, verlede week tydens die diens, ons 'n bietjie agtertoe gesien, en tydens die preek, toe sien ek net Stefan preek van bo uit die bokkamer uit. Het hy vir ons gepreek. En hoekom ek dit nie kon deel nie, want wat beteken dit? Is dit Stefan is verhewe by ons of nie? En dit het bietjie moes ek gaan bid daaroor, dat die Here vir my sê, wat probeer hy vir my sê? Wat is die boodskap? En die bokkamer het die Here mos met die disippels aan tafel gesit. Nou, as mens bietjie dink oor daai, dis intieme gesprekke wat daar gebeur het. Jy weet, ons noem dit raadsvergaderings, tipies, wat nou vandag sal gebeur. So, Stefan, en toe moes ek bely,
aan die Here, ek is nog te dom, ek verstaan nie, asseblief maak dit vir my oop, breek dit oop vir my. En wat die Here sê, en ons sê dankie vir jou, maar ons gaan die Here prys daarvoor, is dat Stefan preek nie vir ons uit skriftuurlikheid nie. Stefan preek vir ons uit 'n noue verhouding met die Here. So, die boodskap wat jy uitdra aan ons as gemeente, Stefan, en ek dink dis baie wat saam met my sal stem, kom vanuit 'n noue verhouding wat jy met die Here het. En daarvoor sê ons dankie vir jou, maar ons prys die Here dat hy jou oor ons pad gebring het. Dankie. Dit is baie bemoedigend, Leonard, want mens voel eintlik, nee, as jy dink aan God wat so heilig is, en dan kom jy bewus van die tekortkominge en dinge, maar dan is dit 'n bemoediging vir my om te sê, maar gaan aan. En so, nee, baie dankie, en ek prys ook die Here daarvoor. Dankie. En dit wil ons eerstens dan ook dankie sê vir die Here, dat die woordverkondiging hier kan voortgaan. Nee, elke Sondag is daar erediens en word die woord verkondig, want dit is die belangrike ding. En wat ons dink in ons visie van ons gemeente, jy gaan die waarheid in Christus ken, Johannes 8, vers 32, en die waarheid sal jou vry maak. Nee, Bergbron omgee gemeente gesalf vir genesing, bevryding. En dat mens die waarheid in Christus net elke keer sal verkondig, dat Christus die middelpunt sal wees, wat jou vry maak, en wat jou nuwe lewe gee. Ook maar net in die week, jy het ook so 'n video ontvang, en so wat die moslems is regtig besig om die kerkgeboue op te koop hier in ons omgewing. Net om skep in moskees, daar's 'n paar voorbeelde. Ek weet dat hierso in Newlands, die hervormde kerk, is nou besig met onderhandelinge. Desmond Sheikh, wat as 'n moslim groot geword het, wat tot bekering gekom het, en hy is nou 'n pastoor, hulle vergader in daai kerkgebou, en hulle huur hom tans, maar het nie geld om hy gebou te koop nie. Hy sê, elke keer as hulle kom met 'n aanbod, dan kom die moslems net met baie meer geld en so. So, die woord, en dis wat ek net sê, dankie vir die Here dat die woord hier verkondig word, maar ook bid dat die Here ons sal beskerm en bewaar, sal voortgaan. Dat sy woord, dat regtig die gemeente hier soos 'n stad op 'n berg sal wees, en die lig sal skyn. Daar is aanslae, ons weet dit, en ons gaan ook nou hoor ook, maar die Here, is almagtig, en ons is in sy hande, en ons moet net sy provision, hy sal voorsien vir die visie, as ons net sy plan en doel hier bedien. So ek wil net eers vir Here dankie sê, dat ons hier die woord so vrylik kan verkondig het tot nou toe, en ook verder vorentoe. Dit is waarmee ek dan wil begin, woordverkondiging, wat onder die toesig van die ouderlinge is, en dan Celeste, ek dink jy is volgende. Ankie, jy die lys, so jy moet net elke keer sê, wie is volgende? Julle kan maar hier voorkom, want jy kan maar net vorentoe kom, soos jou naam genoem word, ja. Jou naam is genoem, Celeste, daar is hy. Goeiemôre, apart hiernatoe luister ek na 'n liedjie wat nou op my playlist speel. Ekskuus ek die tieners, ek weet nie wat die Afrikaanse woord is nie. Maar dit is gratitude. En die sanger sê toe ook, maar daar's so min wat ons na die Here toe kan bring, behalwe vir 'n halleluja in ons harte. En ek weet ook, ons sit hier vandag met halleluja in ons harte. En ek wil vandag met julle deel 2 aksies van wat ons beleef in die oorwinnaarsbediening en ook in die netwerk. So in die oorwinnaarsbediening is ons baie dankbaar teenoor die Here dat hy mense stuur om hierdie seminare by te woon. Ons is ook dankbaar vir elke bedieningspunt wat die Here al opgerig het en nog gaan oprig in die tyd wat kom. Ons is dankbaar dat die Here vir hierdie toerusting gee wat mense vrymaak van hulle laste van die verlede en die seer wat hulle so saam met hulle dra. Ons is dankbaar dat die Here in elke seminar mense kom ontmoet daar waar hulle is en hulle aanraak, sy liefde vir hulle openbaar. Ons het in die afgelope tyd gehoor van mense wat onlangs, maar ook ver in die verlede oorwinnaarsnaweek bygewoon het en hoe hulle die teenwoordigheid van die Here ervaar het en net sy hart met hulle gedeel het en dit het hulle lewens verander. En ons sien dat dit is blywend
En dis net die Here wat dit kan doen. En daarvoor wil ons vandag vir hom ook al die eer gee. Mense getuig dat die Bybel word vir hulle lewendig en dat hulle is bewus van 'n liefdevolle hemelse Pappa wat 'n intieme verhouding met elkeen het. Ons is dankbaar teenoor die Here vir al die toerusting in die oorwinnaarsreeks en vir al die 5 toerusting of seminare wat die grondslag vorm. Dis die oorwinnaarsnaweek, die Heilige Gees bemagtigingsnaweek, oorwinnaars vir huwelike, die kultuur van seëning en dan iets waar ons baie opgewonde is, 'n nuwe toerusting wat ons vroeër die jaar kon bekendstel en dis die oorwinnaars vir finansies. En so kom rus die Here elke een toe en vir elke area en vlak en tyd in hulle lewens en met sy woord en met sy waarheid. Ons sien dan ook uit hierdie seminare sprei daar verdere gespreksgeleenthede of gebedsgeleenthede waar ons sien hoe die Here met elkeen 'n plan het. 'n Padstap vir genesing, maar ook nader aan hom trek, maar dan ook om elkeen te bemagtig vir die dienswerk en vir die doel, vir die skepingsdoel wat die Here met elkeen het. En waarna ons kan uitsien van hier af vorentoe, ja, al wat ons kan sê, ons sien met groot verwagting uit vir dit wat die Here gaan doen. Die volgende aksie wat ek met julle wil, wat ek so 'n bietjie oor wil getuig, is die netwerk. Die netwerk is hier in ons omgewing werksaam. Ons netwerk het sy ontstaan gehad in 2020. Toe daar 'n paar kerke en bedieninge bymekaar gekom het en om met die doel om hande te vat om die nood hier in Claremont en omgewing te verlig en veral die geestelike nood. En daar is verskeie bedieningsleiers, kerkleiers wat op 'n maandelikse basis bymekaar kom om juis oor sake rakende Claremont en die omgewing te gesels en dan ook saam daaroor te bid. Oor die jare het ons ook gesien hoe hierdie kerke en bedieningsleiers begin saamwerk, hande vat en mekaar ook ondersteun in die verskeie aksies waarmee hulle besig is. En so kon ons ook, ek dink dis so 2 weke gelede, saam met NG Kerk aan die berg om die tafel sit en ons hulpbronne saamspan vir die doel om God se koninkryk hier in Claremont en omgewing op te bou en uit te bou en dit tot eer van sy naam. En wat wonderlik was om te sien, dit wat hulle behoefte aangehad het, dit wat hulle gekort het, kon ons bied en dit wat ons weer gekort het, kon hulle bied. En dit is hoe die Here werk. En ons sien dit op 'n daaglikse basis. Nog 'n rede vir dankbaarheid in die netwerk is dat ons in Junie 'n skenking van 1.2 ton mieliemeel ontvang het van GrainCare en ons kon ook hierdie mieliemeel dan deel met onder andere die skole, ander bedieninge en kerke in ons omgewing en daardeur sien ons ook hoe die Here voorsien. Uit die netwerk leer ons hoe die liggaam van Christus funksioneer en hoe ons kan hande vat sonder om te probeer veg vir ons eie hoopie. Ons kan regtig hande vat en vir een doel en dit is waarvoor God ons elkeen geroep het. En ons sien hier dat dit gaan oor koninkrykswerk. En Jesus is die hoof van die liggaam en ons het die voorreg om sy bediening hier op aarde voor te sit. So ons prys die Here vir sy almag en vir sy strategie en plan met Claremont. Ons weet die Here staan nie moedeloos rond en wonder wat gebeur volgende nie. Hy het 'n plan en as ons terugkyk dan sien ons ook hoe hy hierdie plan in werking sit. Ons is dankbaar vir elke rolspeler, elke persoon wat die Here ook stuur om hier werksaam te wees. En ons weet ook dat God se plan hier met ons, met Claremont, met die netwerk, is ver groter as wat ons ooit kan droom, bid of dink. So alle eer aan die Here. Yes, dankie Celeste. Ons wil maar net dankbaar wees vir die voorreg om te kan bedien in Claremont en omgewing. Ons is dankbaar vir die arbeiders wat die Here stuur. Daar is nou op hierdie stadium baie meer arbeiders as wat die oes wat ons sien. Maar ons weet die saad wat gesaai word, gaan nog ontkiem. Ons weet hoe almal saamwerk en ek praat nie net van ons gemeente nie, hoe ander gemeentes saamkom en ander bedieninge net saam. Ek dink as ek dink aan die laaste uitreik was daar maklik 100
arbeiders. En ons kan net die Here prys daarvoor. Ons moes die oes gaan soek het, maar daar was 'n klein oes en ons weet met elke klein oes, elke siel wat gewen word, vier die hemelfees. Ons is dankbaar vir die fasiliteite wat oopgestel word, soos Claremont Laerskool en selfs die sirkel. Ek dink daai hoof van Claremont Laerskool, sy skroom nie eers nie, sy sê julle is welkom en sy gee vir ons alles wat ons nodig het. Ons is dankbaar daarvoor dat die Here haar ook lei. Ons is dankbaar vir die arbeiders wat elke keer in Claremont ingaan, se beskerming. Daar was nog nie een voorval waar een van ons seer gekry het of een waar ons in gevaar was nie. En ons dank die Here daarvoor. Ja, die voorsiening, ek kan net aansluit ook by Celeste, waar die voorsiening net kom en elke keer in oorvloed. As ek dink aan Claremont, aan Kersfees in Claremont laas jaar, daar was soveel kos oor, daar was soveel geskenke oor, dat ons die volgende dag Jan Hofmeyer toe kon gegaan het en daar ook al die kinderharte bly maak. Ja, ons kan nie die Here dank vir hierdie geleenthede wat hy oopstel. Dankie. Okay, hallo julle. Ek weet nie, wie weet niks van die tuin af nie. Ek wil weet waar ek begin. Okay, almal weet so bietjie. Okay, so die tuin is hier op die vorige SAVF se gronde. Ons het Vrydag die goeie nuus gekry dat hulle ons toestemming gee dat al trek hulle uit ons kan aanbly. En volgende Vrydag kom die boorgat. Prys die Here. Ja, ons het al 3 jaar. Ja. So ek sê dankie dat die Here sy grondgebied vergroot deur die tuin. So ons het 1 hektaar. Julle is baie welkom om te kom help. Ons het nie hierdie jaar al alfa aangebied soos wat ons wou nie, maar nou is ons vry, nou kan ons. So ons sê dankie en ons sê dankie vir elkeen wat gaan kom. Ons sê dankie vir voorsiening sonder geld. Ek hoor wat jy sê van hulle kry nie die gebou nie en daar gee die Here vir ons 'n prime stuk property in die middel van Johannesburg en dit kos ons nie 'n sent nie. Dis amazing. Ek sê dankie vir beskerming. Ja, dit Claremont. Hulle kom so nou en dan die mense, dan kom sê hulle, ja, almal in hierdie area is bang vir ons, so asof ons ook moet bang wees vir hulle. En dan soek hulle geld vir beskerming en so, maar hulle kom net nie in die gebou nie. Laaskeer het ek gestaan het hulle ook ingebreek, onthou julle, dit was dieselfde tyd, laasweek weer, maar hulle kom nie in nie. En dit is nie as gevolg van 'n goeie sekuriteitstelsel nie, dit is as gevolg van die Here. En ons sê dankie daarvoor. En dan dankie vir my bemoediging. So, ja, hierdie is 'n alleenpad. Ek moet sê, dit is nogal 'n alleenpad. En as mens dink jy kan nie meer nie, dan bel 'n vriendin. Ja, dankie. So, hoe sê mens dankie vir die Here? Ek weet nie, hy weet alles. Maar toe ek nou vanmôre vir hom sê, hoe moet ek nou dankie sê vir u te gee vir my hierdie liedjie wat ons almal ken? Kom o Skeppergees, lewendmakend Gees, kom in al die volheid, kom in al die krag. Lei my in die waarheid, leer my van u seën, wees ook u my trooster, kom o Skeppergees. Ja, ek kniel voor u neer, u die ewige Heer, en ek hef my hart en my hande op na u. Ek bring u my lof, o heilige God. My lof is 'n offer aan u. Ek bring u my lof, o heilige God. My lof is 'n offer aan u. En ek sing, want ek weet, my verlosser u leef. Ek besing u grootheid tot in ewigheid. Ja, ek kniel voor u neer, in u die ewige Heer, en ek hef my hart en my hande op tot u. Dankie, Here. Hallo julle. Na my is dit Matt en daarna sal ek 2 stukkies speel van mense wat ook bedienings het. So. Ja,
ek dink julle weet, ek is betrokke by die kinderkerk. En Lana is ongelukkig vandag nie hier nie. Sy is ook baie betrokke. Ek en Lana is wissel af. En ons harte is vol dankbaarheid. Ek het selfs nou hierdie voorafgaande paar dae gedink, hoe doen ons dit nou? Ons kan nou nie kinderkerk hou vandag nie. So, ja, dit is vir my 'n groot passie. So, ek wil dankie sê vir elke Sondag, wat daar iemand is wat die kinders ontvang, en wat passievol is, om Jesus Christus se liefde, God se versorging, en die Heilige Gees se troos, vir hulle te verduidelik. Dankie vir Lana, myself wat dit doen, en Jonathan wat ons, wanneer hy hier is elke Sondag ook kom help. Hy geniet dit partykeer net so om saam met die kinders dinge te doen. Dan sê ek dankie vir die toerusting wat ons het, wat hier is. Lesmateriaal, ek weet nie of julle weet nie, maar ons het nie eintlik 'n budget nie. So, ons kyk wat ons kan bymekaar maak, en ons het uit die goedheid van mense se harte kry ons materiaal wat gratis vir ons gegee word. Dis materiaal wat afgeskryf word omdat daar 'n bietjie hersiening is van die goed, en dan kry ons bokse vol boeke wat ons vir die kinders kan uitdeel, waarin hulle die vragies kan beantwoord, en daar's 'n hele reeks DVD's wat ondersteunend is tot die Bybellesse. So, daar het ons dit. Ons het 'n klaskamer wat jare terug gebou is, maar wat nog goed werk. So nou en dan was daar 'n bietjie lekke wat gebeur het, maar hy doen baie goed. Ons is baie dankbaar daarvoor. Natuurlik 3 klaskamers, maar die middel een is die hoofplek. En dan is ons baie dankbaar, die afgelope maande het ons elke Sondag krag. Daar's elektrisiteit. Ons kan die DVD speel, ons kan dit op 'n skerm gooi. So daarvoor baie dankie. Dankie vir die kinders wat kom. Al is hulle party Sondae min. Ek weet, julle weet ook, ons bid heeltyd vir nog kinders. Ons word gereeld verras met nuwe kinders wat kom. Daar sit 'n paar, ek dink hulle was bietjie verbaas, vandag is daar nou niks aan die gang daar nie. En dan sê ons so dankie, en ons verwelkom hulle met oop arms. Dankie vir elke ouer wat sy of haar kind leer om die Bybel te lees en te begin om 'n verhouding met God te lewe. Dankie ook dat ons die Here kan vertrou om in elkeen van ons kinders sy werk van verlossing en bevryding te doen. Ek wil afsluit hiermee met Psalm 8 vers 3. Julle ken dit ook. Kinders en suigelinge, besing die magtige werk wat U tot stand gebring het. En ons kan daarvan getuig. Kinders, op hulle manier versprei hulle die woord van die Here en versprei hulle die wonder van wat die Here vir ons gedoen het. Dan ook 'n kort woord oor ons Woensdag kuiergroep. Dit het so 'n paar jaar terug ontstaan. Daar was nie eintlik meer 'n Bybelstudiegroep op 'n Woensdag nie, en toe dink ons, okay, kom ons kyk wat kan gebeur. En ja, ons is baie dankbaar dat ons by mekaar kan wees op Woensdagoggende. Daar's altyd ruimte vir mense wat sê, ek is bietjie oop op 'n Woensdagoggend om te kom. Kom net en kom wees deel. Dit begin om 10:00 en ons maak so 11:30 klaar. Gewoonlik kan ons nie voor 11:30 klaar wees nie, want ons het nog te veel om vir mekaar te sê. Maar ons probeer by daai 11:30 hou, dat 'n mens nou nie oor jou tyd gaan nie. Dis 'n geleentheid waar ons weekliks deel met mekaar wat ons beleef het, saam bid vir mekaar en vir ons gemeente en ons omgewing. Dit is 'n kosbare geleentheid. Ons leer voortdurend ook waarhede oor die Bybelgedeeltes wat ons met riglyne van goeie Bybelstudiemateriaal bestudeer en bespreek. So dit is meestal wat ons doen. Daar is party oggende wat ons beplan om iets anders te doen, maar ons het al soveel geleer en ons sê ook dankie vir daai kosbare boeke en ons sê dankie vir die Here wat
dit in mense se harte geplaas het om te kom en ja, ons nooi nog steeds meer mense. So baie dankie daarvoor. Ja, goeiemôre almal. Ek sluit aan by Ankie onder die jeug. Die jonger ouetjies gaan na haar toe en die ouer eenes kom na my toe. En is absoluut wonderlik om te sien die harte en die oop gesiggies, maar ek wil baie dankie sê vir die span ook, Ankie en Pieter en Rudy, wat Vrydag aand hier so saam is. Ons begin 6 uur en ons mik vir so 8 uur klaar wees. En ek kan nie vir julle sê hoe wonderlik dit is, dat die jeug kom nie, maar ook om die opgewondenheid in hulle te sien, om te sê, ek bring volgende week 'n maatjie. En dat die nommers groei, dat daar nuwe gesigte is. Die groep wat ons tans het, ons is besig met 'n paar boeke van die Bybel, om 'n vasvraag te doen. Ons maak dit 'n bietjie exciting. Ek probeer soos 'n game show host wees, waar ons hulle 'n bietjie meer entertain, maar ook dat ons deur daai boeke gaan. Dat ons leer wat Lukas besig is om te sê. Dat ons deur daai hoofstukke gaan. En dit is so wonderlik om te sien wanneer hulle dit gelees het. Wanneer die antwoorde deurkom. Ek wil ook net sê, hierdie groep ook, elke bediening was al aangeraak deur hierdie jeug. Want as die vroue aksie 'n ding doen, is die jeug bereid om daarso te help. Nou wanneer ons hiermee klaar is, gaan hulle die vure aansteek, sodat ons nou kan braai. Daar's altyd 'n bereidwilligheid, daar's altyd helpende hande. Ek weet van hulle het al selfs terrein kom skoonmaak in die vakansietyd, want daar is 'n liefde hierso vir die gemeente en vir die gemeenskap wat ons hier gebou het. En dit is absoluut net amazing vir my om dit te sien. So baie dankbaar aan julle, maar baie dankbaar ook aan die gemeente. Ons gebruik tans die kerk of die kuierkamer, maar ons het die bokamer, en ek wil so graag die jeug opskuif na die bokamer toe. So ons dink aan fondsinsameling, ons dink aan idees, want ons dalk 'n paar banke nodig, of 'n beanbag, of so iets, en 'n televisie ook bo. So ons besig om te kyk na maniere hoe om dit by te kry, sodat ons die bokamer reg kan inrig vir die jeug, dat hulle 'n spasie het wat net hulle sin is. Dat ons, en ek weet, Ariata was ook al, sy was buite ons die jeugkamer ingerig het, toe dit begin het. So ons groei daarso. Dan wil ek oorskuif na 'n ander bediening toe, die musiekbediening. En dit is so fantasties, ook die groep, die musiek wat hierso gemaak is. Julle weet elke Sondag, maar die musiekgroep is ook bereid vir oorwinnaarskursusse, wat hulle hande daarso uitsteek. As daar spesiale dienste moet wees, as daar spesiale events is, dan sal hulle hande opsteek, en ons is hierso en ons oefen saam. Die paasangdiens wat ons nou absoluut jaarliks gaan doen, ons het gesien dit werk, en daar's vrug daarso, en dat hulle tyd insit, dat ons vir weke voor die tyd sal ons oefen, dat ons saamwerk, dat ons as by mekaar sal sit, vir die Kerssangdiens, wat ook jaarliks gebeur, die tyd wat daar so ingesit word, en ook nie net die jeug nie, die musiek nie, maar gemeentelede, ons spring in, ons help, Sankie hulle, die tegniese span, die kamera, alles wat hierso gebeur, is net so amazing vir my, dat ons met so min hande kan doen wat gedoen word. Dat die mense wat inspring en help, dat hulle absoluut hulle talente voor die Here kom neerlê en sê ek is bereidwillig. En so dankbaar vir elkeen. As dit selfs as dit net 'n vlag waai op die aand, dis hande wat saam staan, dis 'n gemeenskap wat gebou word.
En as leier van albei hierdie groepe, van die hoërskooljeug en van die musiek, kan ek absoluut nie dankie sê vir elkeen van julle, maar ook vir Vader, vir sy hand, vir sy seën, en dit wat hy bring. Natuurlik, daar is altyd meer hande nodig, so as enigiemand gelei voel om, as jy dalk kan sing, of as jy instrument kan speel, kom praat met my. As jy wil help met die tegniese kant, goeders opstel, kom speakers dra, enigiets daarvan, kan julle ook met my of Arnold kom praat oor die tegnies. Maar baie dankie vir almal, vir Arnold, vir Yuri, vir Rudy, vir Oggend, vir almal wat die kamera vat, vir die span wat hier voor sit om die rekenaar te doen, almal wat op die groep is, die samewerking op die groep, om die rooster op te stel, om daar saam te werk. Ek kan nie hierdie Sondag hier wees nie, wie wil vir my instaan? En daar's altyd 'n hand wat opgaan. Dankie vir almal. Dis absoluut wonderlik om met hierdie groep te werk en met almal van julle. Dankie. Okay, dit is nou Gerard Botha. Hy het verskoning gemaak omdat hy Susan op die lughawe moet gaan haal. Sy kom terug van die Kaap af. Om dankbaar te wees en dankie te sê vir die voorreg om in 'n gebedsbediening betrokke te wees. Ek het geleer, wanneer ons dankbaar is, fokus ons meer op wat ons het en ons sien al die seëninge in ons lewens raak. As ons nie dankbaar is vir wat ons reeds het nie, gaan ons begin fokus op die dinge wat ons nie het nie en gaan ons ongelukkig raak daaroor. Sonder Jesus sou nie een van ons 'n kans gestaan het om by God uit te kom nie. Daarom sal ek altyd dankbaar wees vir Jesus en vir wat hy vir my aan die kruis gedoen het. En dan, dankbaarheid bring perspektiefverandering, ook in die gebedsbediening. Wanneer ek dankbaar is, kyk ek verby my eie moeilikhede en sien God se oorvloedige seën. Dit laat my fokus op die positiewe en inspireer my om tot aksie oor te gaan. In Genesis 15 vers 1 tot 6 het God vir Abraham 'n groot belofte gegee. 10 jaar later het hy nog steeds nie 'n eie nageslag nie. God het Abraham leer wag. Dit moes ek ook doen en doen nog steeds. Baie keer was ek moedeloos omdat 'n gebed kry jy nie sommer terugvoer nie. Toe die groot ontdekking. My fokus is verkeerd. Gebed gaan nie oor my nie. Ek is 'n bevoorregte medewerker. Ek het gaan bid en vergifnis gevra vir die tye wat ek in my verhouding met God probeer om dit 'n transaksie te maak. Ek het my beroep op God se belofte eerder as om my in eenvoud in sy teenwoordigheid te verheug. In skaamte moes ek die verstommende waarheid herontdek en begryp dat voordat God my sy belofte gee, het God 'n begeerte om homself aan my te gee. Dan dankie aan God wat aan my medegelowiges kom gee vir geestelike deure om oop te maak. Ek dink veral aan Susan, Ankie en Stefan wat help met die plasings in die DLK. Deur die gemeenskap van gelowiges om jou hand te vat met eie unieke gawes. Die medegelowiges kan geleenthede oopmaak. Dis nie al nie. Hoe meer ek by God sit om gebedsake te plaas, verander dit my. Ek sien kans vir die bediening waarin ek dien. By Bergbron is gewillige mense, wat beteken dat die Here brei die werk van bestaande gebedsbediening uit. En omdat ek deel is van daardie bediening, word ek outomaties deel van God se liggaam van Christus. Tydens korporatiewe gebedsgeleenthede, saam met Martiens hulle tuis en by ander gemeentes, ontdek ek die skat van intercessors wat ons in die gemeenskap het. Dit bring hoop om hulle te mobiliseer sodat hulle gawes kan ontdek. Daarom dankie Vader en dankie Bergbron wat help geleenthede skep sodat ek ook kan groei. Die volgende boodskap is van Arthur van die kerk wat ons diakens se leier is.
Hy het ook verskoning gemaak. Goeiemôre gemeente. Jammer dat ek en Letty nie vandag daar by die erediens kan bywoon nie. Met dit moet ons ook maar net dankie sê vir Ankie wat dit moontlik maak dat ek die dankbaarheidsboodskap namens 'n stemnota kan gee. Soos jy weet, ons diakens baie besig met afgelope jaar gewees deur uitreike behoeftes as kos te gee. Die vanrand van as weer die Kersfees wat nou weer alles weer om die draai is, soos heel wat besig in dit. Baie keer soos diakens twyfel ons baie keer nie eintlik twyfel nie, maar ons dink baie keer daar's die fondse vir kosse en goedes wat ons moet betaal en te kry nie, dan skielik gebeur dit, dan kry ons 'n oorvloed. Daarom soos ons sê vandag, wat ook elke dag moet wees, vir die Here baie dankie sê, weet vir wat hy doen, wat hy diakens en gelowiges is, dit maak dat ons kan die uitreike gaan doen, vir die mense voedsel kan gee, vir hulle kan bid, vir hulle die woord kan gee, weet, en verkondig waar, weet, ons vertel waar u vandaan kom, waar u is en alles dit. Ook dankie sê vir u sê vir die voorsiening, wat dit moontlik maak dat ons kan doen wat ons doen. Daarom wil ek ook daar insluit, ook dankie sê vir die moontlik maak vir Rihanna oor die uitreike wat sy doen, Liesel wat die Garden of Grace het, en Letty wat ook in beheer is van die sieke bediening. Ek weet Rihanna en Liesel gaan ook sê baie dankie vir haar goedes, maar ek moet ook maar net dankie sê vir u wat u dit altyd moontlik maak vir ons wat ons kan doen. En daarom wil ek ook sê baie dankie, so dankie sowel gelowiges wat nou op die oomblik in die kerk is. Ek wil net sê julle moet maar vandag julle bring en braai geniet. Ons almal diakens is ook maar baie lief vir julle. Dankie. Ja, dankie. Saintjie is volgende en dan Christian en dan Pieter en Stefan gaan afsluit. Goeiemôre julle. Ek wil net begin om te sê dat ek dankbaar is dat die vroue aksie wel 'n doel en 'n plek in die gemeente het. En ek gaan net vir julle kort oorsig gee oor wat ons die afgelope jaar gedoen het en waarvoor ons natuurlik baie dankbaar is. So tydens die afgelope jaar het die vroue aksie die gemeente etes na die nagmaaldienste gereël en die saal reg gekry. Dit het etes soos die volgende ingesluit: die teelepel ete wat altyd baie pret is en baie uitdagend is as jy dink wat jy moet saambring. Die gesinsete na die belydenisaflegging en die sop en sherry wat ek weet Stefan se hoogtepunt is. Ons is ook verantwoordelik vir spesiale geleenthede vir die saamkuier en die eetgoedjies na die tyd. Dit is soos die Paasangdiens en die Kerssangdiens. Dit is dan ook vir ons 'n voorreg om jaarliks verversings aan te bied vir die predikantspaar se verjaarsdae. Dit gee ook vir ons geleentheid om hulle te seën en om saam met hulle te kuier. Vroeër vanjaar is 'n konferensie aangebied deur God's Leading Lady met die tema Totdat ek opgestaan het. Verskillende wapentoerustings teen die aanval van die vyand is gesimboliseer en kursussangers is deur elke wapentoerusting gelei deur gebed. Die jaarlikse sustersaamtrek is hierdie jaar deur gereformeerde gemeente Linden aangebied en ons gemeente is deur 9 van ons dames verteenwoordig daar. En dan sekerlik die hoogtepunt van die jaar was die high tea wat gereël was en dit was deur ongeveer 50 dames bygewoon. Linda Greiling het met ons gepraat oor kant in die kerk en sy het ons bederf met 'n uitstalling van uitsonderlike kante wat ons nog nooit eers beleef het nie. Dames van ons gemeente het opgetree as gasvrouens en hulle het die tafel stylvol en met keur gedek. Dit was dan ook tydens hierdie geleentheid wat ons resepteboek vrygestel het, bergbronse baksels en brousels, soos ons dankbaar vir gemeentelede wat hulle beproefde resepte met ons gedeel het en ons kon 144 resepte in die boek insluit. Die boek is nog steeds op aanvraag beskikbaar.
Dan is ek dankbaar vir die dames wat verlede Saterdag gehelp het om die kombuis op te ruim, mooi skoon te maak en dat ons bietjie bestek kon opneem van wat ons het en wat ons in die toekoms gaan nodig het. Ons is ook baie dankbaar vir die dankseggingsdiens. Verlede jaar het ons met dit begin en dit was op 'n Saterdag gewees waar ons ook 'n braai gehou het en ook toe daar vir elke diensleier geleentheid gegee het om dankie te sê. Ek is dankbaar dat ons dit vandag as deel van die erediens kan hou. Dit toon vir my dat ons groei in ons dankbaarheid en dat ons dit dalk met 'n groter groep mense kan deel. Ek is dankbaar vir elkeen van die dames en mans wat die afgelope jaar vir ons ondersteun het, vir almal wat bydraes gelewer het, wat iets gebring het om saam te deel en ek moet sê ons is dankbaar dat ons met alles die Here vir ons ruimskoots voorsien. En ek wil afsluit met Romeine 11 vers 36, want uit hom en deur hom en tot hom is alle dinge. Syne is die heerlikheid tot in ewigheid. Amen. So ek gaan nou met 'n stukkie praat oor finansies. Ek seker julle is almal baie opgewonde daaroor. Ek weet ek is. Dis altyd wonderlik om te kan terugvoer gee hieroor. Ek is soos julle seker weet 'n bietjie in besigheid betrokke en by besigheid werk dit nie soos dit hier werk nie. As ons in die begin van die jaar kom en ons probeer ons begrotings opstel, dan kyk mense altyd daarna en sê, hoe gaan ons hierdie jaar doen? En dan elke jaar voorsien die Here. En hy voorsien vir alles wat ons nodig het en nog. En dit is wonderlik en ek kan net sê dankie vir die Here daarvoor. Dit is amazing om te sien hoe hy intree en hoe hy seker maak dat hierdie kerk kan aangaan en aangaan in verskeie areas, nie net in die bediening van die gemeente en die kerk nie, maar meer nog. Ek bedien in hierdie komitee vir die finansies saam met Arnold en Elma, wat saam met die vlugtelinge in die Kaap is, maar wat weggehardloop het van die Big Smoke af. So dis is ook baie dankbaar vir die ander komiteelede se bydrae. Dit is wonderlik om mekaar ondersteuning te hê. Maar ek dink weer eens as die Stefan die deel gedoen het van die mossie geloof, het dit nogal verskillik by my geresoneer dat ons is 'n gemeente wat definitief daai leef elke dag. En natuurlik hierdie laat my ook invloei in van die volgende bedienings waarmee ons besig is en dis die Vision to Africa Ministries. Dis 'n entiteit wat ons het wat 'n geleibuis is wat donasies kan ontvang en dit gebruik ons dan om ook werk te doen in die ander bedieninge wat daar is. Dis al die oorwinnaars bedieninge, dis nou oorwinnaars, Heilige Gees, finansies, soos julle gehoor het, maar ook die kultuur van seën en al die ander toerustingsgeleenthede. En dit is wonderlik want op 'n stadium het ons ook gewonder hoe gaan hierdie befonds word en ons het besluit dit moet uit 'n aparte rekening gebeur want die kerk se geld moet vir die kerk wees en die Here voorsien daar ook wonderbaarlik. En nie net vanuit die gemeentelede nie, ons is baie dankbaar vir die bydraes wat natuurlik van hier af kom, maar die Here gee nog meer, selfs vir mense buite die kerk af. En dis hoe al hierdie goed gebeur. Die Here gebruik julle en gebruik julle kragtig om sy werk hierso te doen. En ons is baie dankbaar daarvoor ook. So, ek wil maar net eintlik sê, dankie vir die Here en dankie vir almal wat bereidwillig is om ook deur die Here gebruik te word, sodat hierdie kerk en aktiwiteite wat hierdie kerk doen befonds kan word. Alle eer aan die Here. Ek is verantwoordelik vir die instandhouding van die terrein, die geboue en so aan. In Psalm 127, 'n pelgrimslied van Salomo, lees ons: as die Here die huis nie bou nie, soeg die bouers te vergeef daaraan. Ons loof die Here vir hierdie fasiliteit, 'n praktiese kerkgebou en kerksaal, katekisasieklasse waarin ons as gemeente saam die Here kan dien met woordbediening en lofprysing, gebed, kinderkerk, toerusting en informele byeenkomste. Gedurende die afgelope jaar is die fasiliteite skoon en in stand gehou en ons is baie dankbaar vir die Here en vir verskillendes wat daarmee gehelp het. Ek gaan 'n paar noem. Chris, ons nuwe koster, ek is baie dankbaar vir jou, Chris. Ek dink ons is almal baie dankbaar vir jou
wat jou werk met toewyding en beskeidenheid doen. Baie dankie. Ons is dankbaar vir John en John is ons skoonmaker en pas die karre op. En skoonmaker Zelda, Paul Swart wat intussen in Witbank van daar af met ons skakel. Hy het gehelp met nuwe spreiligte en Arnold en Paul vir die elektriese aanpassings en instandhouding. Leonard, wat gehelp het met die hekmotor, alarmpaneel, lockbox, gordyne, ligte in die saal. Julle was nou nie hier, maar julle het gesien, hier was so gat hier gewees. En met vereende kragte is dit weer mooi reggemaak. Ons het nuwe ligte in die saal gekry. En dit is, jy kan nie sommer maklik met 'n leer daar kom nie. Ons moes installasies bou en Leonard het daarmee gehelp. Ons is baie dankbaar. En Gert en Jan van Straten, hulle het gehelp met die gelykmaak en die begrassing, wat sê mens tog in Afrikaans, die begrassing van die grond by die saal. Jan met die vervanging van die brandslangwiel. En dan, Matt het daarna verwys, Jonathan en Johnru en Vian het op 'n vakansiedag kom help klomp blare in sakke te sit. Hulle het daarmee 'n bietjie sakgeld verdien, dit moet bygesê word. Ons is dankbaar vir Easy Security, wat gratis hulle dienste aan ons lewer. Hulle is gereeld, as die alarm afgaan, dan kry Chris of ek kry 'n oproep, ons moet 'n plan kom maak, maar hulle kan ook patrolleer en hulle toegang tot die terrein. Dan is ons dankbaar vir Paul en John. John het moed geskep en hy het, wat die tou het weer gebreek van die kerkklok. Ek het halfpad opgeklim en toe dink ek, as Ankie my nou sien, gaan sy nou nie so happy wees nie. Want ek moet nou onthou, ek is nou nie meer so jonk nie. Toe ek het my halfpad weer afgeklim, ek het vir John gevra, sien hy kaas? Ja, nee, John sien kaas. En hy het toe daai ding vasgemaak, hy sê, daai tou gaan nooit weer breek nie. Ons is dankbaar vir verskillendes, wat met anonieme donasies help, en almal, al is hulle name nie spesifiek genoem nie, wat op hulle stil manier gehelp het. Hierdie is 'n plek wat die Here vir ons gegee het om hom te dien. Ons loof hom en ons prys sy naam. Dankie. Ja, en ek wil dan nou afsluit ook om vir die Here dankie te sê en wat vir my wonderlik is die passie van die mense wat julle kan sien het wat hier voorkom staan het. Hier is nie 'n predikanskerk nie. Daar's soveel mense wat met passie leiding vat en bedieninge doen. Na die gemeente nou ook buite toe. En ek loof en prys en dank die Here net daarvoor. Selfs wat ons nou gesien het ook met Pieter, die eiendomme nie, dat die eiendomme word met passie versorg. Want dis wat die Here vir ons gegee het. En om hier sy koninkryk te vestig en te verkondig. So ek sê dankie vir elke lidmaat. Waardering vir elkeen. En ook die kerkraad ook. Ek moet nou afsluit met die ouderlinge en wat hulle ook doen. Daar's 'n span ouderlinge, ons regtig daar's so 'n eenheid. En hierdie ouderlinge verkondig self ook die woord en dis wat tog staan ook, nee, 1 Timoteus 3 vers 2. Ouderling moet ook kan leer en jy weet ook met bemoedigende boodskappe wat uitgestuur word. Ek dink ook nou sommer dink ek het in die selgroep ook daar by julle, nê, Dinsdae, daar by Henny en so net. Daar so om uit te reik, om die evangelie te verkondig. En ek wil net sê, Here, dankie vir almal wat daai fokus het. En dan ook dan sondaande ook, het ons disipelmakers mikrogroepe. Dit is groepies van 4, 5 mense, 3, 4, 5. En ek dink daar is so 11, 12. Ek het in die Woensdae ook 'n groep en dit maak my ook baie opgewonde. Die bande wat daar gebou word met mekaar, so 'n bietjie terugvoer gehad in die helfte van die jaar. Wonderlik oor hoe die Here net die mense kon bemagtig het met die disipelmakers mikrogroepe. En volgende jaar gaan dit nog groter, nog meer mense betrek daarmee. Dis met groot dankbaarheid wat ek hierso staan en net sê, Here, dankie
vir wat U in en deur hierdie gemeente doen. Julle kan hoor ook, daar's ook so 'n netwerk, daar's soveel mense op ander plekke, daar's 'n klomp in die Kaap, wat nog steeds bande hou, wat nog steeds hierso, Elma nou waarvan Christian nou verwys het nie, wat nog steeds net hierso betrokke is by hierdie gemeente, want ons is 'n omgee gemeente. En ek kom agter dat mense wat hier was, en hulle gaan, nie hoekom wil almal Kaap toe gaan nie, maar nou ja, hulle gaan, nee, hulle hou die band met Bergbron. En ek sê Here, dankie daarvoor, dankie vir vriende ook van Bergbron, wat ook nie eens hier is nie, maar wat tog so ook lief is vir hierdie gemeente. Want ons is lief vir die Here, want hy het ons eerste lief gehad. Daarvoor ons hom met loof en prys. Kom ons bid saam. Here, is met dankbaarheid dat ons ook nie, Here, dit is harte wat oorloop van dankbaarheid vanoggend. Dankie te sê wat U in en deur die gemeente doen, die mense wat U hier by mekaar geplaas het. Here, wat passievol is vir U koninkryk, wat U naam wil verheerlik en die koninkryk wil verkondig, deur bedieninge wat hierso plaasvind. Here, en ek loof en prys en dankie daarvoor. En Here, dit is net so, as U die huis nie bou nie, te vergees wat daarin swoeg en werk. Ons is totaal en al afhanklik van U. En dankie Here, dankie vir Jesus Christus, dankie vir die ewige lewe wat ons het. Dankie dat U ons Vader is. Dankie dat U ons bron is en dat U vir ons sorg en dat U 'n plan en doel met elkeen van ons hier het. Niemand is hier per ongeluk nie. Here, U het ons gemaak. U het ons die gawes gegee wat ons het, want U het 'n spesifieke plan en doel met elke mens. Ons is geskape vir sinvolheid, Here. En dankie daarvoor. En ons vind dit ook, Here, om voluit ook ons roeping uit te leef. Seën ons ook verder, Here. Wys vir ons die pad vorentoe. Maak ons nog meer effektief, Here, dat ons ook met passie verder sal aangaan op die pad waartoe ons tot hier toe gelei het. Ons loof en prys en dankie in Jesus se kosbare naam. Amen. Ontvang die seën van die Here, die genade van ons Here Jesus Christus en die liefde van God die Vader en die gemeenskap van die Heilige Gees sal by ons elkeen wees en bly. Amen.